Die naamverandering van Graaf Reinet saai groot verdeeldheid in die dorp en 'n tropiese sikloon Narelle tref Queensland in Australië. Goeiemiddag, my naam is Carla Berg en dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die naamverandering van Graaf Reinet na Robert Sobukwe het groot verdeeldheid in die dorp van 25.000 inwoners gesaai en die geskiedkundige dorp, wat reeds die afgelope 250 jaar bestaan, is bekend vir sy Kaaps-Hollandse huise en toerisme en is een van ongeveer 1500 plekke wat sedert 1944 'n naamsverandering ondergaan het. Verskeie inwoners is ontevrede en het betogings gehou, petisies geteken en aansoeke in die hof gebring om teenstand te bied. Terwyl die familie van Sobukwe sê dit erken sy rol in die bevrydingsstryd en help om die nasie te bou. Die omstrede naamsverandering het nou selfs tot die beskadiging van Sobukwe se graf gelei en weerspieël die steeds bestaande verdeeldheid onder Suid-Afrika se geskiedenis. Die Vrye Mark Stichting het 'n beroep op die regering gedoen om môre se simboliese vierings van Menseregtedag te vervang met konkrete hervormings. Die stigting sê die staat versuim steeds sy kernpligte om openbare orde en veiligheid te beskerm, terwyl natuurlik geweldsmisdaad hoogtyd vier en 'n gemiddeld van 70 moorde per dag gebeur en 5 aangemelde verkrachtings per uur. Die organisasie bepleit dat die strafreg fokus op gewelddadige misdadigers en nie op wetgehoorsame burgers nie, en hulle stel sentralisasie van die polisie en vervolgingsstelsels voor, as ook die kriminalisering van nie gewelddadige aktiwiteite. Die stigting waarsku ook dat streng arbeids- en regulasiewette werkloosheid en armoede vererger en sê dat die vrye markbeleid en beperkte staatsingryping die pad na voorspoed sal bied. Die DA in Knysna in die Wes-Kaap sê hy gaan die provinsiale regering vra om in te gryp by die dorp se toenemende waterkrisis. Knysna is te midde van 'n droogte wat vererger word deur probleme met waterinfrastruktuur, soos gebreekte pompe, pyplekkasies en boorgate wat nie in stand gehou word nie. Die party sê hulle gaan dringend by die LER vir plaaslike regering Anton Bredel aanklop vir hulp om waterpompe te bedryf en natuurlik ook weer te onderhou. Die munisipaliteit word tans deur 'n ANC-geleide koalisie gelei en die DA se Knysna burgemeesterkandidaat Lavielle Davis sê dat swak bestuur die dorp se watersekerheid ondermyn en die inwoners dan die las moet dra. Die Tshwane Metro neem saam met die land en die wêreld deel aan Wêreld Down Syndroom Dag wat jaarliks op 21 Maart herdenk word. Die dag het ten doel om bewustheid te skep en die regte insluiting en welstand van mense met Down syndroom te bevorder. Die metro sê persone met Down syndroom word steeds deur uitdagings in die gesig gestaar wat beperkte toegang tot dienste en negatiewe houdings insluit. En die metro doen 'n beroep op die regering, privaat sektor en gemeenskappe om 'n groter deelname in die samelewing te verseker. En ons sluit af met 'n stukkie internasionale nuus. 'n Tropiese sikloon Narelle het Australië se noordoostelike kus by Cape York in Queensland getref as 'n kategorie 4 storm, maar het intussen tot 'n kategorie 3 verswak. Die storm gaan steeds gepaard met sterk wind en tot 500 mm se reën wat in sommige gebiede verwag word, wat dan ewige oorstromings tot gevolg het. Sowat 3500 huishoudings is ook tans sonder elektrisiteit. Owerhede het inwoners gewaarsku om binnenshuis te bly en sê reddingswerkers is op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Dit is al van my, Carla Berg, vir vandag. Ons maak volgende week weer so. Lekker naweek.